Het jy al ooit gewonder hoe Google Maps dit kan regkry om presies vas te stel hoe laat jy by jou bestemming sal wees? Of hoe lank dit gaan vat as jy 120 km/h ry om 240 km ver te ry? Nou dis presies waar verhoudings en koers uitkom. Dit help ons om afstand, tyd en spoed te bereken om met kaarte te kan werk en vandag wys ons jou hoe maklik dit is om hierdie bewerkings te doen en hoekom jy megapunte kan maak in hierdie afdeling. En hier is waar wiskunde nou regtig lekker raak. Ek love dit as ons prakties kan toepas wat ons doen. So ek gaan eers net begin deur lekker saam met jou die teorie te doen van wat is die verhouding tussen spoed, afstand en tyd. En dan van daar af gaan ons berekeninge doen in die volgende video. So kom ons lê net eers die fondasie om te verstaan hoe hierdie bewerkings gedoen word en van daar af kan ons natuurlik dan gaan kyk na die praktiese implementering. So eerstens klein bietjie formules. Ons moet net die formules verstaan. Nou, wanneer 'n kar ry, sê ons altyd jy ry 25 km/h. So, mamma teen watter spoed ry ek? Pappa teen watter spoed ry ek? Ons ry 80 km/h. So spoed is gelyk aan afstand gedeel deur tyd. Afstand gedeel deur tyd. Okay, ek gaan hier langsaan vir jou net skryf algebraies om jou te wys hoe ons hier uitkom. So spoed is gelyk aan afstand op tyd. Right? Kom ons skuif hom klein bietjie hier linkerkant toe. Okay. Volgende ene keer het ons dan afstand is gelyk aan. Nou algebraies gaan ek nou vir jou wys. Hoe kan ek net, daai is al wat jy hoef te onthou. Spoed is afstand op tyd. As jy dink, hoe gaan ek al die formules onthou? Dis al wat jy hoef te onthou. Want van daar af kan ons dan gaan sê, okay, as ek wil weet wat is afstand, so kom ek skryf net die spoed is gelyk aan afstand op tyd. As ek wil weet wat is afstand, gaan ek gaan maal met t op 1 en dan gaan ek net hier ook gaan maal met t en my t's kanselleer mekaar uit. So nou het ek afstand is gelyk aan spoed maal tyd of tyd maal spoed. Okay? Dis letterlik dit. Daai is presies hoe jy 'n formule uitgewerk het. So wat is my afstand? My afstand is gelyk aan spoed maal tyd. Okay? Met ander woorde, hoe ver gaan ek ry? Wel, as ek 100 km/h ry vir 1 uur, gaan ek 100 km ry. As ek 100 km/h ry vir 2 ure, gaan ek 200 km ry. So daai is so maklik soos dit. En dan tyd, weer eens algebraies, so as ek het spoed is afstand op tyd, dan gaan ek my tyd weer eens gaan maal, so nou het ek spoed maal tyd is gelyk aan afstand, en ek wil weet wat is tyd, so ek deel deur spoed, en ek deel deur spoed, spoed gedeel deur spoed is 1, so my tyd is gelyk aan afstand op spoed, en daar het jy dit, tyd is gelyk aan afstand oor spoed. Dis hy. Julle moenie in wiskunde probeer formules memoriseer uit jou kop uit nie. Verstaan wat jy doen. En as jy verstaan wat jy doen en hoekom jy dit so doen en hoekom dit so werk, dan raak dit baie maklik. So spoed is gelyk aan afstand op tyd. Afstand is gelyk aan spoed maal tyd en tyd is gelyk aan afstand gedeel deur spoed. So ek ry 100 km teen 100 km/h. Hoe lank vat dit my? 1 uur, 100 gedeel deur 100, of ek ry 100 km teen 50 km/h, hoe vinnig gaan ek ry? 50, wel 100 gedeel deur 50 is 2 ure, so dis so maklik soos dit. In die volgende video kyk ons nou na lekker praktiese toepassing daarvan, maar daar is jou fondasie, en soos ek sê, moet nie probeer om goed te memoriseer nie, verstaan eerder wat jy doen, en dan kom die wiskunde outomaties vir jou. Geniet die volgende video, die pop-up sal nou daar kom, en as jy hierdie video geniet het, like en subscribe, help ons om ons kanaal te groei, en ons help jou 100% om jou wiskunde vermoë en jou wiskunde punte te groei. Geniet die volgende video.